Goeiemôre, 10 April vandag 2026, lesing 1, 2, 4, Groot Johannes Evangelie boek 3. Yeshua se woorde van 2000 jaar gelede, wat verborge was vir bykans 1800 jaar, en nou vir ons in Afrikaans beskikbaar is. En Yeshua is in die vergadering waar hierdie manne nou met mekaar praat. Ek dink almal slaap nou. Hulle sit aan tafel. Daar is nie lyk my beddens gewees nie. Maar hier's 3 manne wat nou wakker is, wat nou geweldige ervarings gehad het van die gees van waar hulle was. Die een was 'n straatrower en die ander ene was 'n fariseer. En nou het hulle die Messias herken. En hulle het hom erken dat hy Vader Jahwe in die vlees is. 'n Erkenning wat so min mense vandag by uitkom, veral omdat hulle self besig hou met die God wat die kerk vir hulle verkondig het. Die drie-enige God, of driekoppige God, 3 persoonlikhede, maar tog is hulle eens, of een, wat niemand kan verduidelik nie. Jy kan in daai Christen boekwinkeltjies, ek noem dit somme opiumwinkels, kan jy talle boeke kry wat er geskryf is deur profete, dominees en pastore oor die drie-enige God. En tog, as jy dit klaar gelees het, is jy nog meer die mekaar as wat jy begin lees het. En ons het 'n baie duidelike beleid is aan ons geopenbaar, of 'n wese van die Godheid, en dit is dat die Godheid hom in Yeshua gemanifesteer het by sy geboorte. Die lig het in hom ingegaan, en van daai oomblik was die sentrum van die allerhoogste Godheid skepper, was in Yeshua teenwoordig. En hy het nooit uit hom uitgewyk nie. Inteendeel, hy het sy liggaam vir hom verheerlik, en nou is Yeshua die houer van Vader en van die Gees. En daar is net een. En terug te gaan in die geskiedenis, ons het gister 'n bietjie gepraat oor Calvin, wat 'n Rooms-Katholieke Jood was, en wat die protestantisme probeer draai het. Hulle doen dit vandag nog. Hulle stuur hulle agente in, om elke nuwe wegbreekbeweging te infiltreer en van Yeshua af te kry. Dit is die groot aanslag van Satan. Toe byvoorbeeld die NG Kerk gesplit het, ek weet nie hoeveel jaar, 30, 40 jaar terug, en die APK gestig is dit gestig met 4 vrymesselaars, wat die stigtingsorde van die kerk was, sodat hulle nog steeds kan vasklou aan die Calvinistiese beginsels. Hierdie selfde Calvin, wat nou deur al ons broers en susters, veral ons meer konservatiewe mense aangehang word, en hulle praat van hulle kerk as Calvinistiese bewegings, en as jy Kleinfontein toe gaan, waar daar nou net sogenaamd regse blankes bly, dan is jy nie welkom, as jy nie 'n Calvinistiese uitkyk op die skrif het nie. Hulle sê dit vir jou duidelik. Een van ons mense het reeds gronds gekoop daar. Hy was 'n redelike senior man in die munisipale stadsraad van Pretoria. En toe moes hy voor 'n vergadering van dominees kom. Ek weet nie, ek dink was 4 dominees. En toe hulle hom vra, wat se geloof is jy? Toe sê hy's by die dogter van Sion. Toe sê hulle vir hom, jy is nie welkom nie. Gaan daar na die kantoor toe, kry jou geld wat jy vir jou grond betaal het terug. Ons wil jou nie hier hê nie. In Urania, wat ook 'n versamelplek van sogenaamde regse blankes is in ons volk, dit is 'n Calvinistiese nes. Almal wat nie in die Calvinistiese geloof is nie, word daar uitgewerk. Jy sal nooit iewers kom nie. En so infiltreer hulle alle plekke. So sal ons met ons uitkyk van Yeshua
nêrens in hierdie land opgeneem word nie. Calvin is bekend dat daar 'n man opgestaan het in sy tyd, wat ook weggebreek het van die kerk, en ook nie lid geword het van die protestantse beweging nie, alhoewel hy 'n hervormer was. En hy het dieselfde uitkyk gehad as ons. Daar is net een godheid, en dit is in Yeshua. En dis die enigste een aan wie ons ere moet bring. Toe het Calvin hom laat vermoor. Hy het nie self die moord gepleeg nie, maar hy het hom laat vermoor. Hy het agter die ding gesit. Want hierdie ou het te ver gegaan, en dis wat die wêreld mag vandag met jou maak. Maak nie saak of dit geestelik is, polities, of waarmee finansiëel jy teen hulle staan nie. As hulle jou nie kan verdag maak, stil kan maak, laat wegraak nie, dan maak hulle jou dood. Dit is maar net soos dit werk, en dit kom al eeue. En dit was ook Yeshua se lot. Hulle kon hom nie stil maak nie, maar toe het hy besluit om hom dood te maak. En hy het ingestem, moet nooit 'n fout maak nie. Hulle sou hom niks kon doen, as hy nie gewou het nie, maar hy moes sy liggaam verheerlik. Hy moes deur daai geweldige pyn gaan vir ons, om nou ewige lewe te kry, deur ons aan sy kant te stel, na sy leer, sy woord te luister, en hom te erken as ons verlosser. Dit is wat moes gebeur. Jy kan maar kyk of een van ons mense ooit by Radio Kansel 'n kans sal kry om te praat. Nooit. Destyds was hier 'n Radio Pretoria, was baie meer konservatief as nou. Vir nou is dit maar net nog 'n uitvloeisel van hierdie liberale blankes. Hulle was baie konservatief. Ek onthou myself, ons het nog Radio Pretoria gaan beskerm. Sandsakke omgepak en daar gelê met wapens, want hulle wou die plek vernietig het destyds. En toe nooi hulle eendag die ou wat saam met my dogter van Sion begin het, Dominee Ben Marie uit. Hy was 'n dominee in die NG Kerk, maar hy het hulle leuns ontmasker en uitgegaan. En toe hy sy kerkdiens die sondagoggend op die radio gee, toe maak hy die mense bekend met die heilige name. En net daar het hy moeilikheid. Hy word toe ingeroep deur hulle hoof, word verskriklik, soos 'n klein kind geroskam, en gesê hy sal nooit ooit weer op daai radiostasie praat nie. So dit is hoe hulle maar werk, as iets van die Calvinisme afbeweeg en weg is. En daarom moet ons hierdie goed in die konteks wat ons hier lees, wat destyds in die tempel gebeur het, gebeur nou oor die hele aarde, vanuit die verskillende kweekskole, waar hierdie voorgangers en predikante en pastore opgelei word. En daar is video's beskikbaar van 'n ou met die naam van Swart. Wat is sy voornaam? Eben Swart. Die video se naam is Vrymesselary, die Hemelkoningin en Sonaanbidding. Kry daai video's. Ons het hulle hier op CD, dat jy kan sien hoe geïnfiltreer al die kerke is met vrymesselary. Al die kerke. Vrymesselary en dan sonaanbidding en die Hemelkoningin, wat ons al baie oor gepraat het, Semiramis, Ishtar, Maria, ander naam vir haar, wat alles stam uit die ou Babyloniese Nimrodisme en wat opgeneem is deur die Rooms-Katholieke Kerk. Nimrod se naam was Pontifex Maximus en die paus se titel is ook Pontifex Maximus. Kan hoor hy Pontifex, Pontus pa of vader. So maak jou oë oop en kom uit haar uit. Bedoelend kom uit al hierdie kerklike gemors uit en maak 'n nuwe innerlike kerk in jou oop met een lid
dis jy. En jy het 'n verhouding direk 1 tot 1 met Vader in jou innerlike. Hy praat met jou. Jy kan sy stem hoor, as jy stil genoeg raak. Jy weet wat's reg en verkeerd. En jy moet probeer om dit wat reg is te doen. Nou baie mense kom en sê, ja, maar daai ou het nie ook die waarheid gehad nie, hy weet nie wat's reg en verkeerd nie. Dis nonsens. Elkeen van ons weet wat is reg of verkeerd, of jy al 'n Bybel in jou lewe gelees het of nie. Want baie gou, as iemand verkeerd teen jou optree, dan wil jy vergelding hê. So, nou weet jy mos wat's verkeerd, want jy wil dit nie graag aan jou gedoen hê. En daarom moet ons altyd luister na die stemmetjie in ons. En dan sal ons voortgaan op die pad na waarheid toe. Want dit is die groot soeke op hierdie aarde, is na waarheid. Nou lees ons hierdie waarheid vanmôre, hoofstuk 2:9, sorge oor die verspreiding van die leer. Dis nou hierdie mense wat onder mekaar praat, hulle is besorg. Gaan hierdie leer wat Joshua nou vir ons gegee het, so suiwer bly voortbestaan? Morel, die fariseer, sê, geëerde wyse vriend, hierdie leer het nou juist die voordeel dat dit, na my mening, wat duidelikheid aanbetref, op 'n nog meer as wiskundige basis staan, en daardeur geen ruimte vir twyfel bied nie. Daarom is ek ook van mening dat hierdie leer nooit vervals sal kan word nie. Wat hy al sê, dit sou wel te wense gewees het, maar tog sal dit nie so wees nie. In haar suiwer geestelike aard alleen, het sy nie heeltemal so 'n wiskundige vaste basis soos wat jy sê nie. Dink maar eers wat dit jou gekos het, om enige besef te kry van die verborgde waarheid daarin, en daarna tot alles vir jou eintlik volledig duidelik geword het. Jy was deur allerlei kennis en ervaring voorberei en verryk. Jou verstand was al baie gelouter, en tog het jy nie vir Moses en Jesaja verstaan nie. Daarvoor was daar woorde nodig, om die lig helder in jou hart te maak. Iemand moes dit verduidelik. Maar stel jou nou mense voor, wat vooraf geen hoë kennis of ervaring opgedoen het nie. En daar kom dan 'n apostel van die nuwe leer, en verkondig hulle die waaragtige evangelie uit die hemelse lig. Hoe sal sulke mense op so 'n verkondiging reageer? Ek vind daarom dat ons die meester veral moet vra om aan ons te gee, hoe ons toehoorders die nuwe lewewekkende woord van die lewe met lewende oortuiging en in verstaanbare taal moet bring, want ek ag dit uiters noodsaaklik vir die ontwikkeling van die goeie saak, sodat dit enige vrugte sal afwerp. Nou, in ons tyd nou, het ons hierdie leer van hom, suiwer in verstaanbare taal, in Afrikaans, het ons dit beskikbaar, dis nou voor jou oë sigbaar. Jy moet dit net aanneem. En dis nie die Bybel nie, ons bly nie net by die Bybel nie, die Bybel bevat die woord van God, ek het geen twyfel daaroor nie. Maar dit is so 'n klein stukkie, en omdat dit in baie gelykenisvorm, verborge vorm gegee is, dink maar aan die boek Hooglied, verstaan die mense dit nie, en dan gaan hulle na hierdie kweekskoolgeleerdes, en hulle moet dit dan verstaanbaar maak, maar hulle kan nie, want hulle het eerstens nie die regte gees nie, want die regte gees wat vir ons lei na waarheid toe, het Joshua gesê, ek sal vir julle die gees van waarheid stuur, en die gees van waarheid sal julle herinner aan alles wat ek gesê het, maar die gees in die kerk herinner jou aan alles wat die kweekskool vir die dominee geleer het, of vir die pastoor, en dit draai hy oor. Jammer, praat nie net leuns nie, dit is juist die gevaar, is valsheid vermeng met leuns. Dit is soos 'n bak roomys met 'n theelepel poef in, en jy roer dit in, het jy nog roomys?
Nee, maar ek waarborg jy gaan dit nie proe as jy dit in 5 liter inwerk nie. Maar dis daar. So, hier het ons die suiwer waarheid, want hulle het nog nie kans gekry om hierdie goed te verdraai nie. Want die mense wat betrokke was om dit uit Duits na Afrikaans te bring, het 'n missie gehad en 'n vrees vir Jahwe, dat hulle die woorde so reguit duidelik en op die man af sal vertaal het in die verlede. En dit alles het hier in ons kantore gebeur, deur die dogter van Sion. Dit is hier op skrif gebring, en dit is hier in boekvorm uitgegee, en op internetformaat. Ons gaan aan. Ek vind daarom dat ons die meest... 6, ekskuus. Dit is nou Matthäus se redenasie, nou kom Filipol, die ou wat vir hulle vertel het van waar hy gekom het voor hy op hierdie aarde was. Geëerde vriend, gekleed in die gewaad waarmee konings getooi is. Hy is 'n onderkoning gemaak van Pontus. Jy het weliswaar baie goed en korrek gepraat, maar die meester het tog self al beloof dat ons nie hoef na te dink oor wat ons in sy naam sal sê nie. Dit staan ook in die Bybel. Dit sou ons op die regte oomblik in die hart en in die mond gelê word. As dit nou verseker en stellig die geval sal wees, dan weet ek eintlik nie waarom ons die meester dit nog 'n keer moet vra nie. Ek is egter van mening dat ons, as latere uitbreiers van hierdie leer, die krag om wonders te doen nie heeltemal moet mis nie. Want teen die ruwe geweld van die mense rig slegs wonders iets uit, of wonderwerke. Die mens wat 2/3 dier is, moet eers deur 'n wonderwerk tot stilstand en tot nadenke gebring word, voordat 'n mens met hom oor Elohim en oor die ewige bestemming van die mens kan praat. Dink maar oor Yeshua se leer, sy bergpredikasie wat hy gehad het hy vir 5000 mense met 2 brode en 5 visse gevoed. En daar het nog 12 mandjies oorgebly. En dit was 'n wonderwerk wat almal gesien het. En dit het hulle gees dus oopgemaak vir die woorde wat Yeshua gespreek het. So dis nie iets wat heeltemal nagelaat moet word nie, maar dit is belangrik dat dit 'n kombinasie vorm met die woorde. Veral aan die einde van die tyd is die woord baie, baie belangrik, want mense is vandag baie meer intelligent, hulle het baie meer wetenskaplike kennis, en dan ook baie verkeerde geestelike kennis, maar as hy 'n nederige gees het, en hy hoor die waarheid, dan sal hy dit onmiddellik aanneem. Ons gaan verder. By mense met 'n sekere ontwikkelingspyl, sou in die gunstige geval 'n wyse woord, ook sonder wonderdade wel voldoende gewees het, maar ten opsigte van ruwe geweld, doen jy niks sonder wonderwerke nie. Al die halwe en heeltemal verwilderde volkere, het meestal deur die nagemaakte wonders van hulle heersers en priesters, halwe diere geword. Hulle woorde verstaan hulle nie, maar 'n werklike wonderwerk, wat beter moet wees as 'n nagemaakte wonderwerk, bring dit so ver dat hulle geloof gaan heg aan die betere wonder. En as 'n mens hulle heel eenmaal gewen het, dan kan 'n mens daarna begin om hulle doelgerig onderwys te gee. Dit is my mening en ek beweer ook dat 'n mens selfs by baie intelligente mense met 'n wonderwerk, as dit werklik is, altyd meer tot stand sal bring en ook gouer die doel sal bereik as met so uitgeleese toespraak. Want ook die intelligente mens leef uit bepaalde veronderstellings, wat alreeds 'n fout is, juis omdat dit veronderstellings is, en sulke veronderstellings sal met woorde alleen nie maklik uit die siel verwyder kan word nie. Kyk ons na onsself en vra ons onsself eers af, wat het ons eerstens van ons veronderstellings geleer? Laat ons onsself nie vir die gek hou nie. Dit was juist die dade wat ons getoon het wie hy is.
wat dit verrig het. Daarom glo ek dat ons bo alles vir die Meester vir krag moet vra, om in die geval van nood 'n wonderwerk te kan doen. Nou ja, daardie krag het almal gekry, hulle het nou hier gesit, en dit was sekerlik nog 'n jaar voor die kruisiging, en die opstanding, maar nadat Joshua opgevaar het na die hemele, 10 dae later, het hy sy krag uitgestort, vir almal van sy kinders. Al die, wat hy, in die tyd wat hy op aarde was, die 3,5 jaar, het hy begaaf met daardie krag van die Gees. En dit is 'n versterking vir ons siel. Onthou wat ek gesê het, wat is die huwelik? Die huwelik is die Gees in jou, die manlike wat een word met die siel in jou. Die siel is jy, dis jou met jou persoonlikheid, jou probleme, jou swakhede en al jou goeie punte. Nou moet die twee een word. Nou kom Joshua en hy oorwin vir ons by Golgotha, en hy kom en hy laat sy Gees in ons invloei. Jy voel dit nie altyd tasbaar nie, maar nou vloei daai Gees van Joshua nou in jou siel in. En dit is hoekom die Troostergees dan vroulik is, wat die vroulike deel van jou wese voed. En nou word jou siel sterker gemaak van buite af. Het hy dit vir jou gegee omdat jy hom lief het, en omdat jy hom bely, en hom aanhang met alles wat jy het. Soos die woord sê, die lam volg oral waar hy heen gaan, nie nog 2 ander gode saam met hom aanbid nie. Jy fokus direk op Joshua, dan skenk hy jou die waarheidsgees. En nou kan siel en die oergees wat Vader se druppel van sy oneindige groot see is, wat ons ontvang het met geboorte, kan nou makliker een word. So sien jy hulle, as jy nie Joshua het nie, dan gaan jy sukkel. En ek weet, vir 'n lang tyd was ek 'n gelowige man gewees, maar ek het nie vir Joshua gehad nie. En daar het jy nog allerhande ander leringe probeer kyk, en jy dit en jy dat, en goed ingeneem, soos wat hierdie ou sê, alles wat my uiteindelik maar veronderstellings is. Maar as jy Joshua het, dan gaan jy ook jouself nie belas met ander kennis, wat hom nie ook as fokus het nie. Dis hoe jy die profete toets, of hulle waar of vals is. Kyk wat bely hy oor Joshua. Daar's baie mense wat Nostradamus aanhang. Hy het nooit in sy lewe, het hy ooit Joshua na hom verwys nie, of erkenning gegee nie. Maar hierdie woorde wat ons nou lees van Jacob Lorber, gee op elke hoofstuk erkenning aan Joshua. Bertha dat gee in elke diktaat erkenning aan hom, en aan sy verlossingsdade. En nou kan ons seker wees, dat dit wel die werklike waarheid is. En as jy hom dan in jou het, en jy hoor die stemmetjie, sal die stemmetjie vir jou sê, dit is wat Joshua geleer het. Dis reg, jy kan dit glo. Of nee, dit het Joshua nie geleer nie, los dit. En dan moet jy luister. Hoofstuk 230, die Meester sorg. Morel sê weer, beste vriende, sonder om julle maar in die minste te na te kom, of te sê dat julle wens nie op die goddelike orde gebaseer is nie, wil ek tog in alle eenvoud daarop wys, dat ons onsself nou bedruk maak oor 'n kleinigheid, terwyl die Meester beslis al lankal in alles voorsien het. Mettertyd sal daar ewig goed wolke voor ons geestelike son kom, soos wat daar wel dikwels duistere wolke op 'n klaar verligte dag voor ons natuurlike son kom, en dit sodanig verduister, dat 'n mens geen idee het op watter plek aan die hemel die moeder van die dag staan nie, en dit bovendien so donker word, dat 'n mens op die middag 'n lig moet aansteek om iets te kan sien. Maar die wolke bring daarna 'n vrugbare reën,
En op die volgende sonnige dag lê en gloei die geurvolle akkers van hemelse seën. Nou hierdie duistere wolke wat voor die ware leer gekom het, is dan nou opsomming wat die Rooms-Katholieke gedoen het en later aan die protestantse leiers. Wolke vir ons voor hierdie helder lig van Yeshua te sit, sodat uiteindelik iemand soos Safetus, wat die helder lig aan die mense verkondig het, vermoor is deur die sogenaamde draers van die waarheid. En hulle het wolke gebring. Een van die wolke wat ek hier wil noem, wat die Calvinistiese leer gebring het, was, en dit kry jy in die institusie van Calvin, wat deur alle dominees bestudeer word in hulle kweekskooljare. Hulle moet daai goed beter ken as hulle Bybel. En Calvin het gesê, die doop het in die plek van die besnydenis gekom. En dit is iets wat die kerke vas in glo. En hy het ook die klein doop ingebring, die doop van babetjies van 3 of 4 weke oud. Terwyl Yeshua die doop van die gelowige in die Bybel beskryf, kom tot bekering, draai weg van sonde af, laat jou doop. En dit kan tog nie van toepassing wees op so 'n klein kindjie nie, want die kind het nie sonde nie. Die kind het nie eens eintlik 'n behoorlike werkende brein nie. Sy's 'n klein diertjie wat net afhanklik is van haar mamma en haar pappa. Eers hier op 18, 19, 20 daarom word 'n kind verantwoordelik vir sy eie dade en handelinge. En as hy dan besluit om dit te doen, dan is dit reg. Want nou weet hy wat hy besluit. Maar Calvin se kinders, die dominees, sal so 'n kind of 'n mens wat al op volwasse ouderdom hom laat doop het, sal hom dadelik uit die kerk wegjaag. Dit gebeur vandag nog algemeen. En dieselfde beginsel geld ook, maar hoekom, as die doop in die plek van die besnydenis gekom het, net mans seentjies is besny, hoekom word dogtertjies dan gedoop? Want dan moet jy mos ook nie dogtertjies doop nie, want hulle was nooit besny nie. So, dis maar vrae wat ons vra, en dit is die wolke wat voor die suiwer son gekom het, sodat nou, aan die einde van hierdie 6000 jaar, jy in die middag 'n lig moet aansteek, om iets te kan sien. En hierdie hoofstukke wat ons vanmôre lees, is ligte wat aangesteek word in ons hart, wat vir ons sê wat waar is en wat vals is. Daarom glo ek dan ook dat die hoogste liefde en wysheid van die Meester ook meermale in die midde op die helder middaguur van ons geestelike aarde, van die menslike kennis en wysheid, donker en duister wolke voor die gewyde aangesig van die son van ons gees sal laat kom, en om die mense des te meer te laat dors na die lig. Deur die verlies van die lig sal ons eers erken hoe groot en onskatbaar die waarde van die egte lewenslig is. Die mense sal dan weldra angstig begin te vra, waar is die lewenslig? Hulle sal sug en ween, en die trane sal soos reën lyk uit die geestelike wolke, sal in die fore van die benoude hart val, en sal hier en daar die verkromde wortels van die heilige woord in die siel weer tot lewe bring. Dan lewe en groei ons saam met die wortels op, en met opnuut versterkte blik sien ons daarna, weer vinnig en moeiteloos die lewensson in ons verligte harte, en dan verheug ons onsself uitermate oor die nuwe lig, wat ons tydens allerlei twiste en onvrede 'n tyd lank moes ontbeer. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, kan ek nie anders as om by te voeg, dat ons volk se ontstaan in Europa begin het, met mense wat in opstand gekom het oor die suiwer leer wat verdraai word deur die Rooms-Katholiek. En het hulle gegroepeer, en was hulle vermoor en gejag, veral toe die edikt van Nantes herroep was. En hulle het uiteindelik wegkomkans uit Europa gekry, omdat mense hulle wou gebruik om landbouers te word in die Kaap.
En so het ons voorouers hier aangekom, Franse, Hollanders, Duitsers en ook later Engelse. Gevlug vir hierdie wolke wat voor die helde leer, wat hulle in die Bybel gelees het, maar wat hulle nie meer eens was, wat deur die kerke vir hulle aangebied was nie. Onthou, in daai tyd in Europa was in elke dorp was 'n Rooms-Katolieke kerk. En die protestantse kerke was ook in baie van hierdie lande teenwoordig en het hulle ook mense getrek. Maar die moord van ware gelowiges het voortgegaan. En toe hulle hier kom, het hulle basies getrek na plase toe en die helder lig kon nou direk na hulle toe kom, want in hulle huise, waar hulle huisgodsdienst gehou het, was dit 'n direkte gesin tot vader verhouding. En het die mense op net afgespreekte tye het hulle by mekaar gekom by 'n kerk, soos by nagmaal. Was 'n groot ding, dan trek die manne vir 'n paar dae op met hulle ossewaans. En dis ook in ons tyd, het die leer so verduister geraak hier voor 94, dat soveel mense hulle losgemaak het van hierdie vals kerke, wat net al hoe valser geword het. 30, 40 jaar terug sou die NG Kerk nie gewag het om 'n homo-predikant op die kansel te sit nie. Die hele kerk sou uitmekaar uitgespat het. Die kerke wat ons mee groot geword het, sou nie gewag het om 'n huwelik met 'n ander ras te bevestig in daai kerk nie. Dit was nie toegelaat nie, want dit is die orde van Vader. Maar so het hulle die wolke maar ingebring en so die leer verduister geraak, sodat dit nou aan die einde van die tyd so donker is dat die dag vir hulle moet jy 'n lig aansteek in die kerk, maar nou daai lig help ook nie, want die lig moet opgeneem word deur die harte. En as jy die duisternis nie van jou af wil werp nie, kan jy die waarheid nie kry nie. Dit is nou maar net hoe dit is. Vers 5. Ek sê julle, die meester weet baie goed wat daar nog alles sal kom oor ons natuurlike en geestelike wêreld. En waarom? Daarom lyk dit vir my dat ons beraadslaging heeltemal nutteloos is. Ons sal van hom, as hy ons geskik ag vir sy doel, verseker woord en daadkrag kry. Maar om vir hom uit te stippel wat hy alles vir ons moet gee en wat hy moet doen, dit kan ons met ons onnosele insig nooit doen nie. Sou ons nie weet wie hy was nie, dan kon ons wel met hom omgegaan het, asof hy 'n mens was soos ons. Maar omdat ons nou maar al te goed weet wie hy is, gaan dit nie meer af nie. Want daardeur sou ons laat blyk het dat ons of nog erg onnosel is, en of ons onsself uiteindelik baie wyser ag. Dink goed daaroor na en sê vir my, of ek in die aard van die saak ook nie gelyk het nie. Matthäus sê, dis heeltemal geen vraag meer of jy alleen gelyk het of nie. My mening gaan eintlik alleen maar daaroor, dat ek self wil vasstel wat daar in elke geval nou nog nodig sou wees, om die mensdom die lewenslig te verskaf. Maar ek het tevens vasgestel dat julle beide en in besonder vriend Morel baie verstandiger geoordeel het as ek. Oorigens dink ek dat dit vir ons albei nie ontbreek aan goeie wil nie, en die meester self sal wel die beste doen. Maar nou vriende, oor iets anders. Nou ja, elkeen van hierdie drie mense sou 'n ander lewenspaadjie volg. Hierdie man wat nou eerste gepraat het, Matthäus, hy sou na Pontus toe gaan en hy sou die wille volke en die heidense volke wat daar was, moes hy tot bekering bring. En daarom sal wonderwerke sal vir hom 'n baie goeie krag wees wat hy kan gebruik daarmee. Hierdie ander mense, Morel en Philippot, het weer iets anderste wat hulle moet gaan doen wanneer Yeshua weg is. Morel, omdat hy 'n Fariseer en 'n Judeer was, moes onder sy eie volk werk. En dit is 'n volk wat daarom redelike kennis van die skrifte gehad het. En daarom moet jy sterker in die woord wees en wonderwerke slegs as 'n noodmaatreël gebruik. Soos ons nou, ons werk onder ons volk en ons moet die woord oordra. En ons hoef ons nie te bekommer oor wat ons hoef te sê nie. Ek kan uit ervaring spreek, wanneer iemand voor jou sit
word dit dadelik vir jou gegee wat jy vir hom moet sê, as jy bereid is om te luister. Dit is soos 'n maaltyd vir iemand aanbied. Baie keer wil ons, dis nou nie die gees in ons nie, wil 'n ou sommer nou voorgereg, hoofgereg en pudding op een slag gee. Ons oordonder hom so met geestelike kennis, dat hy net daar staan, sy mond net oop, en dit is te veel. Wanneer die gees jou lei, sal die gees ook vir jou sê, gee dit. En dan skielik raak jou woorde op. Dis nie jou woorde wat oprek nie, die gees trek terug, jy het genoeg gepraat. Volgende keer kan jy dalk die hoofgereg voorsit. Nou is die voorgereg genoeg. En dit is hoe ons mense benader. Ons hoef nie te bekommer oor wat ons gaan sê nie. Goed wat jy dalk 10 of 15 jaar laas gelees het, kom sommer net hier op in jou. Sê, waar, ek weet van die goed, maar ek het nie eens aan gedink nie, hier is dit nou. Nou verstaan jy wat die woord sê, die wind waai waar hy wil, en niemand weet van waar die wind waai nie. Dit is eintlik die gees beweeg, soos wat die gees wil, en niemand weet waar die gees vandaan kom nie, sommer net daar, in jou siel, opgeroep. Nou gaan ons na die volgende hoofstuk toe, oor die dood van die meester Yeshua. Watter uitwerking sal dit alles in Jerusalem hê? Ons ken die bose invloed van die tempel, die onbegrensde heers en hebsug en die verborgde vyandigheid ten opsigte van die Romeine. As die meester nou miskien tog ook 'n keer na Jerusalem sou gaan, wat uit baie van sy woorde afgelei kan word, watter gesig sal die tempel en die heersigtige en van 'n luukse lewe houdende Herodes daarby opsit? Ek is van mening dat dit in alle opsigte 'n ontsettende opwinding as 'n onvermydelike gevolg sal hê. Dan sal daar of vuur van die hemel moet reën, of ons sal uit die stad van die verderf moet vlug, om nie skandelik gehoon te word nie. Maar sowel dit of iets anders sal baie min help, want waar die Satan eenmaal sy nes gebou het, word geen duwe meer uitgebroei nie, soos in die slangkuile geen kuikens uitgebroei word nie. Dan kan jy doen wat jy wil, maar die Satan sal 'n Satan bly, solank die laaste sandkorreltjie van hierdie aarde sal bestaan. Wat dink julle daarvan? Philippot sê, geëerde vriend, jy skyn my ietwat te ver bo ons begrip te gaan. Aan die almagtige en wyse gees van Elohim sal ek dink, dat dit tog wel alles moontlik sal wees, en dis ook die tem van Jerusalem. Maar kyk eers na die trotse stad Caesarea Philippi. Waar en wat is sy nou? Die trotse wat haar strate met goud en edelstene begin plavei het. 'n Erbarmelike ruïne sal jy daar aantref. Dink jy dat die meeste dit ook nie binnekort oor die ontuchtige Jerusalem sal laat kom nie? Nou hier praat ons eintlik meer in die gees van die geestelike Jerusalem. Die geestelike Jerusalem is die tempelleer, wat op daai stadium deur die fariseërs en skrifgeleerdes aan die volk voorgehou was. Dit is die Jerusalem wat hy van praat, waar die Satan het klaar sy nes daar binne ingebou, in daai leer, met al hulle menseleringe, met hulle Talmud, wat hulle al reeds daai tyd gehad het, Yeshua praat daarvan, en hulle Kabbalah, wat dit niks anderste is, as wat hy hier sê, is Satan slangkuil nie. Maar dan kan jy doen wat jy wil, binne in daai tempel leer, sal jy geen duif uitbroei nie. En 'n duif is altyd verwysend na die gees van waarheid, veral met betrekking tot 'n wit duif, wat die reinheid aandui. En so is dit vandag net so, jy kan nie in die kerk hierdie waarheid laat uitbroei nie. Kan nie. Die persoon moet eerstens die kerk verlaat, en hy moet 'n bereidwilligheid toon om die waarheid te kan soek, en te wil hê, en alles beskou of dit waarheid is. Die kerk leer van hom wat hy nou in was, en die nuwe
wat hy nou by jou of my gaan hoor. Maar eers moet hy uitkom. Joshua stel dit voor, eers voor jy die vis vir hom kan bring om te eet, moet jy sy kop afsny, dis sy wêreldse verstand, en jy moet die binnegoed uithaal, voordat hy na die rooster toe kan kom. En die binnegoed is al daai gemors wat jy van die kerk geleer het, veral daai goed wat jy geleer het toe jy aangeneem was, wat ek waarborg nie een van julle dit eers mee onthou nie. Ek weet hulle het gepraat van die Dordtse kerkleerreëls, onthou julle dit? En die Huigelbergse katekismes, wat jy moes leer. En dit alles is menslike gemors. Dit is van hierdie goed, wat uit die slangkuile uitgebroei was, deur Satan self in hierdie mense se harte. So net so min as wat daai Jerusalem sal verander, sal die moderne Jerusalem, wat die kerkleer is, sal jy kan omvorm na die waarheid toe. Dit moet verwerp word, en 'n nuwe waarheid moet in jou hart gebou word. Want Joshua sê, jy kan nie 'n tempel bou op die fondasie van 'n ou heidense of Satans tempel nie. Daarom kan jy dit ook in jou hart nie doen nie. Philippol sê, geëerde vriend, het ek dit al gelees? Moet ek na 4 toe gaan, ja. Ek sê vir julle, dis Philippol wat praat, oor 100 jaar sal 'n mens beslis nie meer die plek kan aanwys waar die trotse Jerusalem gestaan het nie. Laat ons, soos wat Mirel sê, maar daarvoor ophou, want die meester sal wel die beste weet wat daar gedoen sal moet word. Ons sorg is net dat ons self in die lig van die meester sal bly, die ander sal hy alleen goed bepaal en op die regte manier reël. Dink julle beide dan ook nie so nie? Matthäus sê, alles is natuurlik wel so, soos Morel en Philippol nou gesê. Ek weet nou egter nog iets, wat julle beide waarskynlik nie weet nie, en dit weet ek uit die mond van die meester self. En omdat ek dit weet, praat ek ook op hierdie manier met julle, soos ek gespreek het. Die meester as mens sal eers na Jerusalem gaan, sal daar leer en groot tekens doen. Daardeur sal die tempel baie geskaad word, in groot woede ontsteek en trag om die meester te gryp en te dood. 'n onderneming van die tempel waartoe hy nou al 'n groot lus het. En luister, die meester sal hom deur die tempel laat gryp en liggaamlik laat doodmaak. Dit is sy hoogste eie woorde. Maar hy sal slegs 3 dae in 'n sekere sin skyndood bly. Natuurlik alleenlik liggaamlik. Sal dan opstaan en eers daardeur alle kwaad en haar oordeel vernietig. Hy sal al sy apostels eers daarna die regte mag gee en hulle voorsien van alle krag van sy gees, sy wysheid en liefde. Sy 12 oudste leerlinge wat oral van hom en sy wese sal getuig, sal hy sekerlik in die hele wêreld uitstuur om sy gewyde evangelie te verkondig. Maar hoe sal dit daarna met ons gaan? Sal hy ook aan ons iets van die barmhartigheid skenk, hoewel ons nie vanaf die begin getuig het nie? Wel, dit sal sekerlik gebeur. Maar wat sal dan met ons gebeur? Julle twee het dit makliker en kan in 'n sekere sin lag oor alles. Maar ek moet weg, miskien môre of oormôre, ver van hier in die koue streke van die Pontus, en ek sal die onbeskaafde volkere daar moet lei en regeer, en voortaan nie meer getuie kan wees van alles wat die meester nog sal leer en doen nie. Wie sal my daaroor vertel, en wie sal my kan sê of my leiding van die volkere wel volkome ooreenstem met die goddelike wil? Nou hierdie vraag wat hy vra, is seker menslik, maar ons kan dit vir hom antwoord. Die gees wat in hom is, wie Yeshua is, wat altyd by ons sal wees, tot nou, 2000 jaar later, is hy nog steeds by ons as ons hom wil hê. As ons hom lief het, as ons sy woord nakom, en dan sy leer verkondig, sal ons nie foute maak. Maar, as ons dink dat ons soos predikante
vandag, Sondag, moet ek nou as predikant 'n lesing van my mense gee, of 'n preek, hulle noem dit mos 'n preek. Dan gaan ek na my boeke toe, ek het baie boeke in my konsistorie. Dan haal ek 'n boek uit, dan sê, die boek maak ek hom oop, dan sê, dit Markus 8 vers 12, of wat ook al. Dan kyk ek dit, dan lees ek die vers, en dan lees ek die preek oor daai vers. Want dit word vir jou daarin beskryf, hoe jy oor daai vers moet preek. En daai preek is nie uitgewerk deur Yeshua nie. Daai preek is uitgewerk deur een van die ou gestorwe ou kerkvaders, ja, hulle noem hulle ons kerkvaders. En so kom die kerkvader se gees by die mens uit. Die dominee gaan sit nie die oggend voor die preek en sê, Vader, lei my nie. En hy maak die Bybel oop en hy word deur verse gelei, en soos wat sy gees gevul word, sien hy die hele preek voor hom wat hy nou moet gee. Want dan het hy Yeshua se woorde gebring. Want hy het hier binne ingegaan. Baie dankie.